Goeiemiddag julle, en baie welkom terug. Ons gaan vandag bietjie kyk na waar die hele prentjie mooi in mekaar pas. Nou gaan ons alles dit wat ons geleer het, gaan ons nou sien hoe pas dinge in mekaar in. Openbaring 10. Maar voordat ons dit nou begin, kom ons open net gou met gebed. Dierbare Hemelse Vader, ons sê vir U so dankie vir hierdie dag. Dankie Here dat ons as broers en susters verenigd in U Here, hier so by mekaar kan wees en meer kan leer van U. Dankie Here vir U waarheid en dankie Here dat ons vandag standvastiger as ooit kan staan dat hierdie kerk en hierdie stelsel waarin ons is as die 70 Adventiste kerk, Here dat dit die ware kerk van God is. Dankie Here vir hierdie mooi waarheid en dankie Here vir U liefde en help ons Here om U kinders wat daar buitekant nog nie heeltemal hierdie waarheid te weet nie, dat ons hulle gaan uit Babylon uithaal en dat hulle saam as verenigde broers en susters met ons kan staan. In Jesus naam. Amen. Goed. Openbaring 10. Nou ek vra om verskoning vir die volgende slide, want hy lyk so bietjie rof en woes, maar Openbaring 10. Nou as ons Openbaring 10 kyk, dan is die Openbaring 12 vers 13, 11 vers 12 tot 13, wat saam met dit kan intrek. Openbaring 3, wat gaan oor Philadelphia. Openbaring 14, wat is Openbaring 14? Die dringende boodskap, dis korrek. Wat is Openbaring 11 nou weer? Dit is waar die twee getuies, né? En die einde wat gebeur het met die twee getuies. Daniël 12 vers 4, wat ook saam met Openbaring 10 gaan, ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Dan het ons Openbaring 6. Wat het in Openbaring 6 gebeur? Die seels, baie goed. En die seels wat 'n baie groot rol speel in Openbaring 10. En dan gaan ons 'n bietjie kyk na Daniël 8 en hoe hierdie hele prentjie saamgestel het ook. Okay, so sien julle wat se gedeeltes wat ons al reeds bespreek het, kom nou saam in een. Okay. Kom ons kyk gou eers na Openbaring 11. So ons gaan nou gou vinnig net 'n terugflits kyk na Openbaring 11 vers 12 en 13, want ons het laas keer dit ons mos, dit is 'n groot plesier. Ons het nou klaar aangegaan met Openbaring 11 laas keer. Maar die laaste gedeelte van Openbaring 11 het ons nog nie behandel nie. Ons is nog nie daarin geraak nie. Onthou Openbaring 11 gaan oor die twee getuies wat die skrif is, né? Wat die getuienis van Jesus is. Okay. Kom ons lees dit gou saam. En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê: "Kom op hierheen." En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hul vyande het hulle aanskou. En in die uur het daar 'n groot aardbewing gekom, en 1/10 van die stad het geval, en 7000 mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring. Okay. So wat het gebeur met Openbaring 11? Die Franse revolusie het gebeur, né? So die Franse revolusie het veroorsaak dat die Bybel totaal en al vernietig was. Hy was verbrand gewees, die mense mag dit nie gehaat het nie. Toe word hierdie, en dit is waar die twee getuienis moes nou vermoor was en in die strate gelê, was 3,5 dae wat hulle daar gelê het, né? Toe gebeur daar iets fantasties met hulle. Toe sê hulle, okay, die mense kan nou weer begin kerk gaan, dit is nou weer wettig. Hulle het mos heeltemal onwettig geraak maak. Toe raak dit nou wettig, maar wat gebeur as jy iets verloor wat jy, dink net vir jouself, as jy iets baie lief het en jy besef nie die waarde daarvan nie, maar in die dag wat jy dit verloor, dan besef jy eintlik die waarde wat dit was, né? So voor hierdie hele tyd het die mense nie regtig waarde geheg aan die Bybel nie. En baie keer, ek dink vreeslik hieroor, baie mense, en ek glo baie van julle wat hier sit, het ook al daaraan gedink, hoekom moet hierdie goeters met ons gebeur? Hoekom moet hierdie vreeslike dinge met ons gebeur? Hoekom moet ons sonde aanskou? Weet julle wat se groot eer, eintlik as julle daaraan moet dink, is dit tog? Die wêreld wat daar buitekant het gekies teen sonde, maar hulle het glad nie beleef die impak wat sonde het nie. So elke slegte ding wat die Here toelaat in jou lewe om te gebeur, is nie met hy haat nie. Dis sodat hy wil hê jy moet sien wat is die impak van sonde, sodat jy 'n kundige besluit kan maak teen daai sonde, né? So dis wat hier gebeur het. Nou ewesklik is die Franse revolusie aan die gang en elke liewe abomination wat daaraan gedink kan word, het plaasgevind gedurende die Franse revolusie.
So die mense het gesien, sonde, gross, dis vreeslik, dis afgruwelik, dis gruwelooslik. En toe het hulle agtergekom maar iets is missing. Iets is missing. Die Bybel was missing, né? En toe dit nou weer wettig gemaak word, toe gebeur daar iets wonderliks met die Bybel. Gedurende hierdie periode het die Bybelverspreiders begin. Toe die mense begin om die Bybels te print, want dis mos nou die industriële revolusie wat ons nou plaasgevind het. So die mense weet mos nou hoe om te print en die mense weet mos nou hoe om dit te doen en dat te doen en al daardie goeders te maak. So die Bybels kon nou geprint geword het en op skepe gegooi het en versprei geword het. So dit het letterlik soos 'n veldbrand versprei. Maar in hierdie gedeelte het hierdie verspreiding, hierdie hemelse ding wat hier gebeur het nou nog verder gegaan. En dis waar dit nou fantasties raak. Kom ons lees gou Openbaring 10. Ons gaan lees deur die hele hoofstuk, sodat wanneer ons vers vir vers behandel, dat julle saam die hele prentjie kan onthou. Dis amper soos 'n begripstoets, okay? Gaan julle so tussen julle twee dit lees? Okay. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdal, bekleed met 'n wolk en 'n reënboog wat oor sy hoof en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad, en hy het sy regtervoet op die see gesit en sy linkervoet op die land. En hy het met 'n groot stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul. En toe hy uitgeroep het die 7 donderslae hulle stemme laat hoor. En toe die 7 donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel vir my hoor sê, verseël wat die 7 donderslae gespreek het en skryf dit nie op nie. En die engel wat op die see en op die land sien staan het sy hand na die hemel opgehef en hy het gesweer hy het hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat in die hemel geskape het en wat daarin is, en die aarde wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Maar in die dae van die stem van die 7de engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte die profete. En die stem wat ek uit die hemel gehoor het weer tot my gespreek en sê, gaan, neem die geopende boekie in die hand van die engel, wat op die see en op die land staan. En ek het na die engel gegaan en aan hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem en eet dit op, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op, en in my mond was dit soet soos heuning, maar toe ek het geëet het my maag bitter geword. En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. Goed, baie dankie. Nou wat het hierso gebeur? Hierso met hierdie hele boekie wat hy geëet het, dit was soet in sy mond, maar dit het 'n bitter nasmaak gehad, né? Baie mense sê mos vir jou, as iets met hulle gebeur het, dan sê hulle dit 'n bitter smaak in my mond gelos, né? Nou dit beteken dit is 'n slegte ondervinding wat hulle gehad het, né? Nou wat die groot ding wat hier gebeur het, is the great disappointment of 1844. Nou kom ek lees hierdie stukkie saam met dit vir julle. 100,000 people sold their homes and stood in fields wearing white robes in 1844, waiting for Jesus to return. When nothing happened at midnight, many were left homeless. Hoekom? Want hulle het hulle huise verkoop. The leader was the Baptist preacher William Miller, and the failed prophecy became known as the Great Disappointment. Goed, dit was die groot teleurstelling geweest, the Great Disappointment. Die meeste van die Sewendag Adventiste Christene is vertroud met die betekenis hiervan, né? Die meeste Adventiste sien dit as 'n deel van hulle geskiedenis. Een waarop hulle trots kan wees, né? Hierdie Great Disappointment is iets waaroor ons baie trots kan wees. Definitief, ja, want jy sien, gaan nou hoor hoekom. Ander Adventiste is nie goed vertroud met hulle geskiedenis nie. Nog ander mag skaam voel oor hierdie oorsprong van die Sewendag Adventiste Kerk op 'n fout gebaseer is, né? Of is dit? Is ons gebaseer op 'n fout, met ander woorde die Great Disappointment, of nie? Kom ons lees gou wat sê hulle.
The Seventh-day Adventist Church emerged in the mid-19th century from a series of highly significant events. Millennial hopes culminated in the fervent expectation of Christ's return on October 22nd, 1844, similar to the experience of the early disciples after the cross. The disappointment was bitter when he failed to return as the Millerites had hoped. Nee? So mense was maar baie negatief gewees. Okay. William Miller en sy volgelinge het tot die gevolgtrekking gekom dat Jesus op 22 Oktober 1844 sou terugkeer nadat hulle hierdie profesie bestudeer het van Daniël 8 vers 14. Kom ons lees nog gou saam. En hy het vir my gesê, 2300 aande en mores, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Nou wat was die fout hierso gewees? Miller het so sommige van die tydgenote het geglo dat die heiligdom wat gereinig moes word, die aarde was, né? Van waar die wederkoms van Jesus is, né? Maar Jesus het nie teruggekom nie. Kritici van Adventisme spot dikwels met hierdie gedeelte van ons geskiedenis. En sê ja, sien, julle goed werk nie uit nie. Nou uit die groot teleurstelling het die leerstelling van die ondersoekende oordeel ontstaan. Nee? Want nou die mense dan 'n bietjie begin dieper hierna kyk, hoe kan ons dit misverstaan het? Hoe kan ons dit misverstaan? In the early morning hours, Hiram Edson and a few others went out to the barn to pray, and as they prayed, he felt assured that light would come. A little later, as Edson and his friends were crossing a cornfield to visit fellow Adventists, it seemed as if a hand touched his shoulder. He looked up to see, as if in a vision, the heavens opened, and Christ in the heavenly sanctuary entered into the most holy place, there to begin a work of ministry on behalf of his people, instead of coming forth from the most holy place to cleanse the world with fire, as they had thought. So dit is presies wat hulle gedink het, was op aarde gewees, maar min het hulle geweet, maar hoorie, daar's twee heiligdomme. Daar's eenetjie op aarde, en daar's een in die hemel, né? Sommige sou sê dat hierdie visie eenvoudig te gerieflik was, aangesien die Milleriete so bespot was. Mense het gedink, ja, dis nou nie convenient, nee. Alhoewel 'n diepgaande studie oor die ondersoekende oordeel nie tot doel is van hierdie les nie, is dit belangrik om te besef dat hierdie leerstelling en hoe Adventiste daarby uitgekom het. Oop is vir kritiek van binne en van buite, né? Trouwens, hierdie kritiek moet verwag word en 70 Adventiste moet bereid wees om dit te kan beantwoord. OK. Goed, ons kan sien, kyk nou maar net hiersom, hoe die mense gelag het in daardie tyd vir hulle, né? So kan ons ook sien, het mense gelag vir Jesus in sy tyd, né? Het hulle hom gespot? Is daar tans mense wat spot dryf met ons boodskap? Nou, definitief, né? Sal daar mense in die toekoms wees wat met ons gaan spot? En dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. Nou so daar sal, né? Die doel van hierdie les is om die groot leerstelling van 22 Oktober 1844 te bestudeer. In Openbaring 10 vers 11 gegee, soos in Openbaring 10 vers 11 gegee is, né? Verband hou met die ondersoekende oordeel in die hemelse heiligdom. Terwyl 'n eksegese van Openbaring 10 aangebied sal word, sal hierdie les nie die 7 donderslae aanspreek in verse 3 of 4 nie. Hoekom nie? Want die rede hiervoor is omdat Johannes aangesê is om nie te skryf wat hulle gesê het nie. En hoewel 'n diepgaande studie hieroor gedoen kan word, sal die doel en uitkoms van hierdie studie dit heeltemal nie verander nie. Sal dit glad nie verander nie. OK. So ons gaan nie daaroor praat nie want dit is verborge nog steeds. Goed. Kom ons kyk gou-gou. OK, daar eksegese van Openbaring 10. OK, die hakkies of die hoofpunte van OK, goed, kom ons kyk gou hiersom. Eksegese van Openbaring 10. OK, die hakkies of die hoogtepunt van hoofstukke 10 en 11 beantwoord 'n vraag oor wat God se kinders veronderstel is om te doen wanneer die oordeel rondom hulle neerstort en hulle op die punt staan om verseël te word en Jesus op die punt staan om te kom. Wat moet ons doen? Wat moet ons doen?
Nou goed, hierdie les sal bewys lewer dat wat God se volk veronderstel is om te doen, is om die waarheid van die ondersoekende oordeel in konteks van die evangelie te verkondig. Dit is ons werk. Dit gaan nie net oor, dankie tog, ek ken dit, ek is gered nie, I'm fine nie. Gaan doen die opdrag nou. Jy het nou klaar die toets geskryf, maar gaan pas dit nou toe. Hoe gaan pas jy dit toe? Deur dit vir iemand anders te gaan vertel, deur te gaan evangeliseer, deur die evangelie geïnternaliseer, nou gaan evangeliseer dit, nou gaan sit dit oor in 'n werkwoord, né? Kom ons kyk gou na vers vir vers, Openbaring 10 vers 1. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdal, bekleed met 'n wolk en 'n reënboog wat oor sy hoof en sy aangesig was soos die son en sy voete soos pilare van vuur. Nou wie is hierdie magtige engel? Ons kyk gou twee ander verse hierson. Openbaring 5 vers 2 en 18 vers 21. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En een sterk engel het 'n klip opgetel soos 'n groot meulsteen en dit in die see gegooi en gesê: So met 'n vaart sal Babylon, die groot stad, neergegooi word en nooit meer gevind word nie. In 5 vers 2 lees ons van 'n engel wat beskryf word as sterk. Wat vra, wie is waardig om hierdie boekrol oop te maak? Dit kan die indruk wek dat die engel van 10 vers 1 dieselfde kan wees as in 5 vers 2, né? Kan amper so half sê. Trouwens, sommige het hierdie engel met Gabriël verbind. Ons moet net noukeurig bietjie gaan kyk na sy eienskappe, né? Goed, een van die eerste eienskappe wat hulle daar in vers 1 gesê is, hy's geklee in 'n wolk, Dit is belangrik om daarop te wys dat hy nie op 'n wolk kom of uit 'n wolk praat nie, maar geklee in 'n wolk is, né? Hy met ander woorde soos die wolk. Waar kry ons hierdie vergelyking vandaan? Dit mag wees, maar kyk gou hierdie verse in Exodus, waar ons gepraat het van die wolk. Wolkolom. Dis korrek. Lees gou vir ons hy vers, sodat ons kan sien. En die Here het met Moses gespreek: Kyk, ek sal in 'n dik wolk na jou toe kom, dat die wolk kan hoor as ek met jou spreek en hulle ook vir altyd aan jou kan glo, want Moses het die woorde van die volk van die Here meegedeel. En as die hele volk die wolkkolom sien staan by die ingang van die tent, staan die hele volk op en buig, elkeen aan die ingang van sy tent. So hy's in 'n wolk. Hy is amper soos die wolk, né? Goed. 'n Tradisionele simbool van die heerlikheid van God word geassosieer met die Shekinah. Die teenwoordigheid van die goddelike in die tent van samekoms of die huis van die Here. Onthou julle toe ons die tempel behandel het, toe het ons mos gesê, soos wat die wolkkolom of die vuurkolom snags mos gevolg het, en daar waar hy gaan stil staan, het hulle die tempel begin bou rondom dit. So met ander woorde, daar waar hy gaan staan is waar die ark neergesit is. So dis waar die teenwoordigheid van God is. En dan word alles rondom hom uitgebou. So, dit word vergelyk met die Shekinah, met die teenwoordigheid van God. Tweede kenmerk. Okay, daar is ons nou net 'n prentjie van die Shekinah, die wolkkolom waarvan hy gepraat is. Okay. Dan die tweede een is 'n reënboog om sy hoof. 'n Reënboog om sy kop te kan hê. In 4 vers 3 kan ons lees ons van nog 'n reënboog wat op die troon van God omring. Kom ons lees hom gou-gou. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius. En rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smaragd. Goed. So dis wanneer ons hierdie engel in 10 vers 1 sien, word ons herinner aan die heerlikheid van God, né? Die reënboog het egter 'n ander Bybelse betekenis. Dit was om die gedenkteken te dien dat God nie weer die aarde sou vernietig nie, né? Wat sy getrouheid en barmhartigheid uitheid. Goed. Nou goed, die derde kenmerk, sy gesig is soos die son. Dis alles wat in die eerste versie is, né? Johannes het dit vroeër gesien toe hy vir Jesus gesien het. Kom ons kyk gou wat sê in 1 vers 16. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou en 'n skerp tweesnyende swaard het uit sy mond uitgegaan en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag.
Dit is waarskynlik 'n simbool van die heerlikheid van God en dit word gesinspeel op die gesig van Moses toe hy die berg Sinaï afgeklim het, nê? En die aangesig van Jesus toe hy verheerlik is. Onthou julle dit, nê? In die Ou Testament is hierdie lig 'n eienskap van God wat met die son vergelyk word. Vierdens, sy voete soos 4 pilare. Johannes sê ook dat die engel se voete soos 4 pilare gehad het. Dit wys egter ook op die beskrywing van Christus se voete in Openbaring 1 vers 15, né? Meer kan ook oor elk van hierdie eienskappe gesê word, maar genoeg bewyse is gelewer om veilig tot 'n gevolgtrekking te kom dat hierdie engel waarvan gepraat word in 10 vers 1 niemand anders is as Jesus Christus is nie, né? Dis die engel wat hiervan gepraat word. Vers dit is Jesus Christus, né? Kom ons gaan na vers 2 toe. Ek vra om verskoning vir dit. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad en hy het sy regtervoet op die see gesit en sy linkervoet op die land. OK. Hy het 'n boekie oop in sy hand gehad en hy het sy regtervoet in die see gehad en sy linkervoet op die land. Wat beteken dit? Dis korrek. Deur sy beskrywing van waar en hoe die engel staan, sinspel Johannes bloot op 'n wêreldwye betekenis van die boodskap wat op die punt staan om oorgedra te word in hierdie tydperk. En wat 'n boodskap is dit? 3 engele boodskap, né? Goed. Ons kyk gou 'n bietjie verder. Wat is hierdie klein boekrol? Dit is nou die belangrikste ding, hierdie klein boekrolletjie. Wat is dit? Soos hierbo genoem, het die engel wat Johannes in 10 vers 1 gesien het, wat as Jesus geïdentifiseer is, 'n klein boekrol gehad. Hierdie boekrol is die eerste keer in vers 2 genoem, maar dit word weer in verse 8 en 9 verder, later gaan ons dit ook genoem word. Kom ons kyk gou wat sê hulle in vers 8 en 9 daaroor. En die stem wat uit die hemel gehoor het weer tot my gespreek en gesê, gaan, neem die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en op die land staan. En ek het na die engel gegaan en aan hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem en eet dit op, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. OK. In beide van hierdie verse 2 en 8 noem Johannes dat die klein boekrol oop is, né? Wat daarop dui dat die boekrol op 'n stadium in die verlede gesluit was. Om van hierdie uitgangspunt af te skei, is die een vraag wat gevra moet word, is daar 'n boek of 'n boekrol wat na bewering in die skrif gesluit is en in die besonder in die boek Openbaring? Die antwoord is ja. Dit word in Openbaring 5 gevind, né, waar daar ook 'n boekrol is. Maar nou gaan ons 'n bietjie gou daarna kyk. Is it related to the sealed scroll of chapter 5? Wat 'n scroll is in chapter 5? Die seals, né? Hy het mos sy 7 seals gehad, né? Dit is 'n scroll gewees. Goed. Is it related to the sealed scroll of chapter 5? Part of the debate revolves around the term used to identify the respective scrolls. Biblion in chapter 5, Bibliaredion 3 times, and Biblion once in chapter 10. While Biblion is diminutive in form, in usage it has lost its diminutive significance. This is a common phenomenon both in Koine Greek and in the book of Revelation. The issue is whether Bibliaredion is an authentic diminutive. Is dit ooreenkomstig met mekaar? Goed, hy kom tot op die gevolgtrekking hierdie ou dat die boekrol van Openbaring 5 en 10 nie dieselfde kan wees nie. Hoekom nie? Ons gaan nou sien. David and Newton in sy kommentaar van Openbaring 1 tot 5 aantal wat argumenteer. Kom ons kyk gou-gou. The two terms for the scroll in chapter 10 are the only true diminutives found in Revelation. Bibliaredion is the true diminutive, and since in Revelation 10 verse 8, Biblion synonymously refers to the Bibliaredion, Biblion in the instance regains diminutive significance. Even though elsewhere in Revelation it is a faded diminutive. The scrolls of Revelation 5 and 10 should not be considered identical.
OK. Maar ons gaan nou kyk ook wat is die rede daarvoor. Die duidelikste argument teen die oortuiging dat die rolle van hoofstuk 5, die scroll van hoofstuk 5 en 10 dieselfde is die seël self. Stefanovic neem aan dat die 7 seëls oopgemaak is teen die tyd van Johannes se visioen in hoofstuk 10. Net dis nou wat hulle basies sê dat alles nou oop is. As die historiese tydlyn egter gevolg word, sal ons tot 'n ander gevolgtrekking kom, né? Die 6de seël wat eers in Openbaring 6 vers 12 oopgemaak word, noem byvoorbeeld gebeure wat plaasgevind het tydens 1 November 1755, wat die aardbewing in Lisbon is. Onthou julle, 13 November 1833 was die groot lineage shower gewees. Hoofstuk 6 eindig met die vraag, wie kan bly staan? Nee, is die 7de seël al oopgemaak? Is die scroll al oopgemaak? Nee, kan nie oopgemaak wees nie. Nee. Dit word in hoofstuk 7 beantwoord met die visioen toe van die 144.000. Hoofstuk 8 begin met die opening van die 7de seël en die einde van die genade tydperk, né? Dit is die geval ten minste histories. Ons leef in die tyd van die 6de seël. OK. Die 7de seël wat soos reeds genoem word die einde van die proeftydperk is nog nie oopgemaak nie, né? Onthou julle hierdie een. Jy kan hom eers oopmaak as al daardie seëls gebreek is. Dan eers kan jy die boekrol lees. Maar daar's nog enetjie toe. So met ander woorde, jy kan hom nog nie lees nie. So dit is nie dieselfde boekrol nie, né? Dit beteken dat die boekrol van hoofstuk 5 reeds gesluit is. Dus kan ons dit nie dieselfde oop boekrol van hoofstuk 10 wees nie, want hy is nog steeds gesluit. Verder vind die visioen van hoofstuk 10 plaas in die konteks van die 7 bassyne, wat ook eindig met die einde van die genade tydperk, by die geluid van die 7de bassyn. Kom ons kyk gou hier na die volgende. Die boekrol van Openbaring 10 en sy verband met die verseëling in die boek Daniël. Die vraag van die boekrol in Openbaring 10 bly steeds onbeantwoord om die antwoorde te vind. Moet ons gou Openbaring 10 vers 5 tot 7 net gou hersien. Kom ons lees net gou daarso. En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het sy hand na die hemel opgehef en hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Maar in die dag van die stem van die 7de engel, wanneer hy met die bassyn sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte die profete. OK. Kyk, daar is duidelike parallel tussen 10 vers 5 tot 6 en dan in Daniël 12 vers 7. Kom ons kyk gou daar, so Daniël 12 vers 7. Kom ons kyk gou wat se parallel daar. Toe ek die man met linne bekleed wat bo oor die water van die rivier was, het hy in sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die ewige lewende, 'n tye en 'n halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word. Hoor julle die ooreenkomstige tale wat daar so gebruik word, né, of simbole? Daniël 12 wat ons nou hierso gelees het, en Openbaring 10 is die enigste 2 gedeeltes in die Bybel wat verwys na engele wat ede sweer, né? Die verskil is dat terwyl die engel van Daniël 12 sweer dat dit vir 'n tyd en 'n halwe tyd sal wees, die engel van Openbaring 10 sweer dat daar nie meer vertraging moet wees nie. Nou, verder lees ons dan in Daniël 12 vers 4. Kom ons lees gou Daniël 12 vers 4. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. Goed. Ons lees nou hier oor 'n verseëling van 'n boek of 'n boekrol, né? Tot die tyd van die einde. Hierdie verseëling stel op 'n simboliese manier voor dat in die tyd van die einde die profesie van die boek van Daniël verstaan sou word, né? Wanneer is die tyd van die einde?
die tyd van die einde begin in die jaar 1798, nê. Nou 'n feit wat ook in Daniël 12 vers 4 getoon word, waar Daniël beloof word dat kennis sal toeneem. Dit beteken die mense gaan nou ewesklik slimmer word nie. Nê? Dit het niks daarmee uit te waai nie. Dit het niks uit te waai met mense gaan nou rekenaars, nou gaan die mense begin hoverboards by ons. Dit het niks met dit uit te waai nie. Kennis gaan vermeerder van waaroor Daniël gepraat het, oor hierdie boek wat verseël is. Met ander woorde, mense gaan dit nou begin snap. Jy gaan dit nou begin verstaan, nê? Nog 'n punt wat die moeite werd is om te noem, is dat nadat die engel gesweer het dat dit vir 'n tyd en 'n halwe tyd in Daniël 12 vers 7 sal wees, staan daar, en wanneer die mag van die heilige volk heeltemal verbrysel is, sal al hierdie dinge volbring wees. Nê? So. Dit sal verbrysel word, so hierdie hele tyd sal verbrysel word, en dan gaan die lig begin aankom, nê? So daai 2 getuienisse het doodgelê in die straat, en toe gebeur daar iets fantasties met hulle. Dis nou waarvan hierso gepraat word. Dit verwys na die tydperk waarin die horingkie van Daniël 7 vers 25, onthou julle die klein horingkie, wie is die klein horingkie? Die Bybelsisteem, nê, die pauslike sisteem, waar hierdie horingkie in staat sal wees om die heiliges te verslaan gedurende die lang tydperk van vervolging, wat vir 'n tye en 'n halwe van tyd gebeur het. Dit is gelykstaande aan 1260, en aan die enetjie is 42 maande. Dis reg. En die ander enetjie is 3,5 jaar. Sien julle hoe mooi leer hierdie kinders in die klas? Ek's trots op julle, hoor. Baie mooi. Aangesien daar 'n parallel is tussen Daniël 12 en Openbaring 10, nê? Kyk nou mooi. Beteken die feit dat die boekrol oopgemaak is dat die tyd van die einde begin het. Onthou soos ons gesê het, die boek van Daniël word in 2 gedeeltes gedeel, nê? Die eerste gedeelte gaan tot en met Daniël 7. Die ander gedeelte is die boekie wat verborge is, wat geopenbaar sal word, wat mense gaan verstaan. Dis van die 2300 aande se môres wat kan verstaan sal word, nê? Nou goed, aangesien die opening van die boekrol gekoppel is aan die begin van die tyd van die einde, wanneer die profesie van Daniël verstaan sou word, is die volgende stap om vas te stel wanneer die tyd van die einde begin het, nê? Volgens Daniël 12 vers 7 is die tyd van die einde gekoppel aan die tyd, tye en 'n halwe tyd. 1260 jaar, wat gedurende die middeleeue is. Die woord van die Hebreëse wat Idan, word vertaal met seisoen en word dikwels profeties as 'n volle jaar geïnterpreteer. As sodanig tyd, tye en 'n halwe tyd aan 3,5 jaar of 1260 jaar dan is, nê? Op grond hiervan kan ons dan aflei dat die tyd van die einde, aan die einde van die 1260 jaar begin die visioen van die visioen van die 2300 aande se môre begin dan nou vir die mense oopmaak, nê? So wat hy daar so staan. Ons lees gou wat gaan jy dan verstaan? Iets anders gebeur dan. En hy het vir my gesê 2300 aande en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. En nou 'n belangrike ding. Daniël kon dus ook nie die tydprofesie van die 2300 dae verstaan nie. Hy kon dit nie verstaan nie. Ons moet op hierdie profesie fokus, want dit hou verband met die ervaring van die Mileriete, né? Oor dit wat hulle gedoen het. Hulle het gelees en sommer net oppervlakkig begin dink en dink, dis dit wat dit is, né? As ons 2300 jaar, daar is ons begindatum van ons hele tydlyn van die 2300 aande se môres, né? Dit is wanneer die Jerusalem mos ingestel is om te geherstel te word, om weer te herbou word. Dis die vassteldatum. Nou as jy dit bytel met 2300 aande se môres om ook in ag te neem, die jaar 0 word nie getel nie, né? Dan kom ons uit op die getal 1844. OK. Daar is nie 'n jaar 0 nie. Want hy's 1 voor Christus en die volgende jaar is 1 na Christus. Daar's nie 'n jaar 0 nie. So hy bestaan. Nou kom ons uit op hierdie jaar 1844. Dis wanneer die 2300 aande se môres eindig. Goed.
So kom ons kyk wat het toe gebeur. Johannes se bittersoet ervaring in sy verhouding met Adventiste. Kom ons kyk 'n bietjie na ons geskiedenis. Dit toon dat die boekrol van Openbaring 10, die profetiese deel van die boek Daniël moet wees, né? Veral oor hierdie tydprofesie. Johannes word in 10 vers 9 aangesê om die boekrol te neem en dit te eet, né? Hy sê so, gee my boekie, neem dit en eet dit op, né? En dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. So wat beteken dit om iets te eet? Ons kyk gou wat, met ander woorde internalize. Wat beteken dit? To internalize something means to make an idea, a belief, attitude or emotion an integral part of one's character or way of thinking and behaving. Sien julle wat beteken dit wat hy gedoen het toe hy die boekie geëet het? Met ander woorde, hy dit verstaan, né? Hy het verstaan. Want as dit 'n deel van jou karakter is, dan verstaan jy dit mos, né? Goed. So dit beteken om sy boodskap heeltemal te assimileer, om die inhoud daarvan deeglik te bemeester en om 'n deel van 'n mens se lewe te maak. Deur van die boekrol te eet, het Johannes die inhoud van die profetiese gedeelte van die boek Daniël geassimileer, het geïnternaliseer. Dit wil sê verstaan wat verband hou met die profesie van die 2300 dae en die reiniging van die heiligdom. Want die mense was nog oppervlakkig geweest, hulle het nog nie heeltemal besef nie. Maar dit is wanneer kennis sal begin toeneem. Kennis het nog nie toegeneem nie, maar dit gaan begin toeneem. Het soos in die inleiding genoem, was die profesie van die 2300 dae, of met jaar met ander woorde, dat William Miller dit bestudeer het. Die studie van hierdie profesie het hom laat glo dat Jesus aan die einde van die 2300 dae per jaar sou terugkeer wanneer die heiligdom wat Miller geglo het, die aarde verteenwoordig het, deur vuur gereinig sou word. Volgens sy berekeninge sou dit op 22 Oktober 1844 plaasvind. Hoe gelukkig moes die Milleriete tog gewees het om te weet dat Jesus se wederkoms nader gekom het. Maar wat sê Jesus ook? 'n Belangrike gedeelte in die Bybel wat hulle gemis het. Sê dit gou oom JC? Niemand ken die uur of die dag. Presies, hulle het dit vergeet. En hulle het gedink, haha, hier het ons dit nou uitgeweer, ons het vir Jesus nou hierso uitoorlê met 'n ding, eintlik, né? Dis eintlik 'n baie arrogante ding wat hulle gesê het. In 'n geval. Maar hoe hartseer moes hulle tog gevoel het toe hy nie teruggekeer het nie, né? Kan julle net dink hoe dit moet voel? Hierso gaan staan jy verkoop alles want môre kom Jesus. Dis vandag die 21ste Oktober, môre is die 22ste, Jesus kom môre. So weet jy wat, ek verkoop al my goeder sodat hulle goeders vooraf gaan verkoop en hulle hierdie boodskap aan die wêreld of die area daar rondom hulle gaan vertel. Maar dit is nie alrede. Ek wil net gou hierso stop. Dis nie alrede wat hierdie mense so opgewonde gemaak het nie. Wat het in Openbaring 6 gebeur? Onthou, nou het hulle hierdie waarheid begin ontdek met die 2300 aande se môre ontdek. Maar wat het so 'n paar jaar terug gebeur? Die sterre het geval. Wat het nog voor dit gebeur? Die groot aardbewing in Lisbon het gebeur. En die ander ding, wat het nog gebeur? Die dae van duisternis. So, Here, dinge is besig om te gebeur. Ek kan nie glo ek lewe in hierdie tyd nie en al hierdie dinge is besig om te gebeur. So, jy's nie net opgecharge nie, jy's gesupercharge, né? Hierdie mense was gesupercharge geweest, want hulle het geweet alles val in plek. So die volgende ding, hoe kan ons verkeerd wees? Kom man, hoe kan ons verkeerd wees? Kan nie verkeerd wees nie, né? Mens moet nie altyd te oor selfversekerd wees nie, né? So, okay. So in die inleiding genoem. Okay, ja. Die ervaring van die Milleriete was dieselfde as Johannes se ervaring. Hulle het geglo dat dit die aarde was wat gereinig sou word. Daarom sou Jesus terugkeer. Die nuus was vir hulle soet geweest, maar Jesus het nie teruggekeer nie. Dit het die werklikheid toe net bitter geword. Nou wat nou? Nee, kan imagine, dink net hoe sou jy gevoel het in daai mense se voete, né? Oor hierdie ondervinding. Kom kyk gou wat sê Ellen White oor dit. Sy sê dit was moeilik om die lastige sorge van die lewe op te neem wat ons gedink het vir ewig neergeles. Was sy deel hiervan? Presies. Dit was 'n bittere teleurstelling wat op die klein kindertjie geval het
wie se geloof so sterk was en wie se hoop so groot was, want hulle het wonderlike dinge gesien gebeur. Hoor hierso? Hulle het wonderlike dinge gesien gebeur. Hulle kom uit daai persecution uit Europa uit, waar verderflikheid is, en hier vat die Here hulle na veiligheid toe na Amerika toe. En hier gebeur al hierdie wonderlike dinge, en nou ewe skielik verwag hulle hierdie en dan dink hulle, wat nou? Dis bittersoet, né? Dis letterlik bittersoet. Alhoewel Johannes bittersoet was, word daar in 10 vers 11 vir hom gesê, julle moet weer profeteer oor baie volke en nasies, tale en konings. So, weer profeteer. Hierso, nou Openbaring 10, hierdie vers 11, hardloop direk na Openbaring 14 toe. Okay? So om weer te profeteer is om die Openbaring 14 se nuwe 3 engele boodskappe aan die wêreld te gaan verkondig. Okay, goed. Dis hier waar die gees van profesie oor Ellen White gekom het en waar die eindtyd boodskap aan ons gebring was, naamlik die 3 engele boodskap wat aan die wêreld verkondig moes word, né? Om weer te profeteer beteken hy gaan 'n profeet oplig, né? Om weer te profeteer. Jy kan nie profeteer uit jou eie uit nie. Die Here rig sy profete uit want hy gelaat geen boodskap aan die wêreld kom as dit nie deur sy profete gesê word nie. Né? So voor dit het die profesie opgehou. Wie was die laaste profeet gewees voor Ellen White? Nou, Johannes en Stefanus, dit was die laastes gewees, né? Dit was die laastes gewees. Daar was geen profesie na daai tydperk gewees nie. Niks. So die volgende profeet wat opgestaan het, was hierso, waar hy gesê het, julle sal weer profeteer oor baie volke en nasies, en presies in hierdie tydperk was in 1844. En die enigste profeet wat wat daarso was, wat gedurende die 6de seël al daai wonderwerke gesien het, wat die boekie geïnternaliseer het, wat bitter gevoel het, maar nie weggeloop het nie, wat daar gebly het, wat 'n boodskap verder aangevat het, was hierdie vrou. Okay. So sien julle hoe ons vandag sê, jy kan vir die Here dankie sê dat jy sit waar jy sit, né? Ek kan vir die Here dankie sê, want dit is die volle waarheid. Dis die volle waarheid. Goed, kom ons kyk gou na die gevolgtrekking. Soos met enige Bybelse onderwerp, kan ons baie meer gesê word as om dieper in die skrifte delf. Die beperkings op die lengte van hierdie les, laat dit egter nie toe nie. Maar genoeg bewyse is voorgelê om oningeligte adventiste of die evangeliese kritikus tevrede te stel oor waar die leerstelling van die ondersoekende oordeel vandaan kom, né? So kom hier vanaf. Hierdie studie word getoon dat God se doel in gedagte gehad het dat selfs terugs in die tyd van Daniël, toe hy profesie gegee het aan die reiniging van die heiligdom, wat aan die einde van die 2300 jaar van Daniël 18:14 sou plaasvind. Dit blyk duidelik dat die kennis van Jesus se bediening in die hemelse heiligdom so belangrik was dat God die profeet Daniël ingelig het. Né? Want wat gebeur hierso? Toe Jesus nou wat se werk gebeur hierso toe hy in die heiligdom in die allerheiligste beweeg? Wat gebeur hierso? Dis die versoeningstyd. Dis waar Jesus vir jou intree. Né? Dit is waar die oordeel begin. Toe Jesus in daai gedeelte in beweeg, toe begin die oordeel. So die boeke word oopgemaak. Die mense wat gesterf het, van Adam se tydperk af, tot en met die dag wanneer die genade deur toemaak. Almal wat gesterf het, se boeke word oopgemaak. Hoe weet ons daai boeke wat oopgemaak, hoeveel boeke is nog oor? Weet iemand? Kan iemand sê hoeveel boeke is nog oor om oop te maak? Niemand weet nie. Niemand weet nie. So, wanneer die genade deur toemaak, dan hou hierdie gedeelte nog aan. Hierdie gedeelte is nog nie klaar nie. Dan begin die oordeel van die wat nog lewe. Né? En onthou dit met Okay, goed. In die tydperk was daar ook 'n skring wat plaasgevind het, né? Mens besef dit nie. Daar was bittersoet geweest, maar die Here moes ook hier iets so laat plaasvind. Hier moes ook 'n skring plaasgevind het. Baie mense het hulle geloof verlaat. Hulle verlaat gesê, maar die Here het dan nie teruggekom nie. Ten spyte daarvan dat hulle gesien het hoe val die sterre, ten spyte daarvan dat hulle die aardbewings gesien het en al daardie goeters, het hulle weggedraai van dit af.
So selfs soos die Israeliete ons weggedraai het, hulle ten spyte daarvan dat hulle die wolkkolom gevolg het of die vuurkolom gevolg het, het hulle weggedraai van dit af, né? En mense ook, hulle het weggedraai van die geloof. Hoekom? Want hulle harte was oppervlakkig, né? Hulle het nie diep gewortelde harte gehad waar hierdie boodskap diep wortel kon skiet nie. When the going gets tough, they hide under the table. Dis wat hulle gedoen het, né? Die reiniging moes plaasvind. Hoekom? Sodat die 3 engele boodskap deur gewillige, rein harte kon versprei word. Want wat gebeur as jy 'n hartjie het wat nie baie rein is nie en jy gee vir hom hierdie profesie om te gaan versprei? Hy gaan stertjies aanlas of hy gaan sê wat hy wil voel, né? So die hart moet rein wees. Die Heilige Gees moet in die harte woon. Daar moes 'n skudding eers plaasgevind het om die vrotappels uit te skei sodat die goeie kon gaan, né? Goed. Die storie het egter nie so geëindig nie. Met Johannes se bittersoet ervaring het dit glad nie net so geëindig nie, né? Hierna is hy aangesê om weer te gaan profeteer. Soos ons gesien het, hou die opdrag om weer te profeteer verband met die meting van die tempel in die hemel, soos ons gesien het in Openbaring 11. Onthou julle dit? Openbaring 11 het ons gaan meet die tempel, maar moenie die voorhof meet nie, want dit is gegee aan die ander, né? Hierdie maatstaf is gekoppel aan die oordeel, soos ons gesien het in die versoensdag van die Ou Testament, wat ook 'n oordeelsdag vir die volk Israel was. Die versoensdag was slegs vir die volk Israel, en op daardie dag was die volk geskei tussen diegene wat hulle siele getuister het en aanvaar is, en diegene wat dit nie gedoen het nie. So die mense wat daar gesit het en gebid het en die hele tyd, Here asseblief, Here asseblief, en hulle self in toom gehou het, en dit nie lighartig opgeneem het nie. Hulle was aanvaar. Maar diegene wat gedink het, whatever, hulle was verwerp. So wat moet ons doen? Hierso vertel dit vir ons wat ons mee besig is om te doen. Want ons lewe in hierdie tydperk, in die dag van versoening. Ons moet nie ons dinge ligsinnig opneem nie. Ons moet nie. Ons vind dieselfde tema hierso in Openbaring 11 vanaf vers 1 tot 2, wat ons nou van gepraat het van die meting van die heiligdom, wat bewys dat wat Johannes gesê is om te profeteer, en by uitbreiding die Mileriete te doen gehad het met die oordeel wat in die hemelse heiligdom plaasgevind het. In hierdie hemelse oordeel sien ons 'n versoensdag tema, en soos die net soos wat ons gesien het in die aardse een, né, word 'n skeiding gedoen tussen diegene wat werklik aan Jesus oorgegee is en diegene wat bloot 'n belydenis van Christus aflê. Ek en Amanda het nou daaroor gepraat. Wat gebeur in die einde van tyd? Jy kan duideliker begin die mense se vrugte duideliker raak, né? Ryp. Vrotvrugte raak vrot en die goeie vrugte raak ryp. Die bokke kry hulle horings en die skape kry hulle wolletjies, né? Hierdie hemelse oordeel, soos die aardse, is slegs vir God se mense bedoel. Dis die uitsluiting van die buitense voorhof van die tempel, né? Hoekom? Want die Here kan nie dinge soos doen, intercession doen vir iemand wat nie aan hom behoort nie. Dis waaroor dit gaan. Dis kom het hy daar voorstel, want hy doen voorbidding vir die wat aan hom behoort. So as jy aan die Here behoort, dan staan die Here daarso en hy kan vir jou intree. Maar as jy nie aan hom behoort nie, dan staan hy terug. Dan moet die Satan maar die praatwerk doen. Besef jy dit? Besef jy dit? Maar as jy aan die Here behoort en jy sê, Here, ek is jammer vir my sondes, ek sal dit nie weer doen nie. En volgende keer gaan jy uit jou pad uit en jy probeer jou bes om dit nie te doen nie. Dan sê die Here daar staan, voor die altaar staan. En die Satan kan maar praat soveel as wat hy wil sê, sorry, my bloed is oor daai kind. Ek het daai kind vergewe. Dis hoekom het hulle sê dat die oordeel is 'n goeie ding vir die kinders van God. Die oordeel is vir die kinders van God. Die oordeel is nie vir die heidene nie. Verstaan julle dit nou makliker? Maak dit vir julle meer sin? Want die Here tree in vir sy mense. Andersins staan hy terug en dan kan die duiwel maar jou accuse en kere gaan, man, ja, ek sien nie my bloed raak nie. Dis die waarheid, né? OK, goed.
Sommige het gevra, waarom sou God die Mileriete toelaat om deur die groot teleurstelling van 1844 te gaan? Waarom laat hulle toe om die fout te maak, om die reiniging van die heiligdom as die aarde te interpreteer en daardeur te glo dat Jesus sou kom? Wel, terwyl sommige William Miller en sy volgelinge as kranksinniges kan sien, omdat hulle geglo het dat Jesus sou kom, het hy nie gekom nie. Was dit die hele tyd deel van God se plan en die fout was selfs geprofeteer as deel van God se plan. Dis wat hulle gesê ons in Openbaring 10, né? Dit moet duidelik gemaak word dat God nie foute maak nie. Maar in hierdie geval was dit nodig om die aandag op die heiligdom te vestig as deel van die eindtydse boodskap, wat dalk nie andersins sou gebeur het nie, né? Voor dit het mense dit nie verstaan nie. Hierdie hele verlossingsplan van die heiligdom het niemand verstaan nie. Dit is duidelik dat die boekie van Openbaring 10 geen verskoning was nie. Dit was 'n profesie wat gewys het op die Mileriete se ervaring. En die opdrag wat aan Johannes in 10 vers 11 gegee is, profeteer weer, is ook aan 70 Adventiste Christene gegee. Nee? Want ons het daai profesie, ons het die gees van profesie ontvang, nee? En ons was teenwoordig gewees in daai tydperk. Goed. Die waarheid van die ondersoekende oordeel moet verkondig word. Dit is immers deel van die eerste Engelse boodskap, né? Kom ons lees gou die eerste Engelse boodskap. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê: "Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het." Nou goed. Wanneer die verkondigde evangelie boodskap deur die hele wêreld gehoor word, dan sal die einde kom en die aarde se geskiedenis sy einde bereik. Mag dit definitief binnekort gebeur. Né? Okay. Om JC. Bid vir ons asseblief. Ons Hemelse Vader, ons sê dankie vir die voorreg wat ons het om u woord te kon bestudeer, dat ons weer eens hierdie waarhede kon verfris in ons geheue. Ons dankie u Heer vir die liefde en vir die sorg oor die kinders en oor die waarhede wat in die woord opgeteken is. Dankie dat ons dit kan bestudeer en leer. Ons vra vir die seëning op ons studies van vandag. Hou ons veilig op ons pad huis, dis ons gebed in Jesus naam. Amen.